gaan, die Here was my verskriklik goed hierdie week. En ek is verskriklik jammer dat ek nie julle kan details gee nie. Het is gevaarlik, want hier is van die oudste mense wat ook hier in die gemeente sit. So ek sal nie kan enigstens vir julle detail kan gee nie, maar ek wil julle sê die God wat ons dien is groot. Die liede wat ons vanmorgen gesing het, weet julle wat? Ek dink nie julle besef regtig wat die woorde beteken wat ek sê. Dat die Here die enigste ene is, wat al die lof en dank moet kry. Ek wil nie 'n lang storie van dit maak nie, ek wil net julle sê, ek spreek by 'n koffieshop, begeerte van my hart uit, nadat ek vir iemand uit my verlede 'n getuienis gegee het, en ek vertel het hoe my musiekonderwyseres gesê, sy wil, sy het 'n bedrag van my pa aangesit, wat hom jare as 'n baie arm man kon gehou het. Maar sy wil my koop. Want sy wil, ek was in standaard 8 dink ek, en sy sê sy gaan Pretoria toe, en sy wil my graag dat leer as 'n operasangeres. En ek sê, vir my ma, en ek is opgewonde, maar my pa sê, maar een van my kinders verkoop soos 'n hond of 'n dier. Daar's nie manier nie, los my. En al die jare het ek maar so 'n gevoel altyd gehad, Here, nou hoe nou? En toe die Here vir my eintlik vreeslik magtig gekry. En nou die dag toe lê ek in die bed en ek dink, Here, daar is, want ek is lief vir opera musiek en ek luister 'n stuk. En dit is so mooi en dit ruk hier in my hart. En ek sê, Here, kon ek gewees het? En die Here praat dadelik met my, sê, en dan kon ek nie gebruik het nie. En weet jy, voor my, wys hy vir my, goeders wat gebeur in die uitste kerk, was hier 'n pastoor, baie jare terug, en nie een van julle onthou dit eers nie. En hy en sy seun het probleme gehad, en hy en sy vrou ook. En die gees van die Here begin toe, ek begin 'n lied sing toe, nou soos hulle my gevra het, gewoon 'n koortjie, en die gees van die Here neem oor, daai twee, en hulle drie, staan daar voor die gemeente en maak reg. Dit begin vreeslik huil. En die mense, begin na oorstap na mekaar toe, maak reg. Ek staan vir julle, 3 kwart uur staan ek en sing. En die gees van God was so erg, dat ek in mekaar gesak het na die tyd. So in al hierdie goedetjies sien ek, en weet ek sê, Here, ja, maar, ek is nou oud en oor die muur, ek het nou die dag 'n begeerte uitgespreek, en weet julle wat, terwyl ek so staan, wel 'n wild vreemde vrou, terwyl ek in die bed het, wel sy sê, vir my woorde, ek hoor, jy is 'n mens soos 'n praat, ek soek so iemand. Dus ek kon 'n groep begin, maar ek soek mense so praat, en ek hoor, jy kan dit doen. Ek sê vir haar, ja, iets vir jou gesê, iets van my allemaal, ek sê dadelik ja, want ek het nou net met die Here daaroor gepraat. Sy sê, ja, ek het gehoor, jy kan baie goed bid ook. So ek wil hê vir die groep bid, want ek wil 'n groep stig. En weet jy wat? Ek dink, Here, hoe kan jy nie? Ek het net eergister vir iemand wat eers weet waarom praat ek nie. Het dit gesien. En ek kom die Here en doen dit vir my. Maar dit was nog nie klaar. Ek word Vrydag opdrag gegee. 'n Onmenslike opdrag as die admin van die kantoor. Maar ek kyk hulle in die oë en ek sê, Here, ek net wil sê, ek het oor hierdie saak gebid. En ek kan dit nie goed gaan doen. Wat jy nou wil doen is onmenslik. Maar ek sê, ek sal dit doen. Ek is nie bang vir my verantwoordelikheid. Ek kan sê, Here, nou, ek het nou gevra, help. En weet jy, Here sê vir my, wees stil, ek is dood. Ek sê, Here, maar ek is kwaad. Ek gee die 2 mense oor vanaand aan U. En hierdie een het gesê, open my eyes, Lord. En ek sê, Here, maak nie Here oor, maar my geestelike oor. Dat ek kan sien soos ek sien. Dit was Vrydagmiddag wat ek oor die rooi tapijt was. Saterdag is ek weer daar. Een van die komiteelede sê vir my, maar ek het nog verskoning gevra. My oë het oopgegaan. Ons kan nie doen wat ons wil doen nie. Wat jy doen is reg vir Here. En sê, kom ek sê vir julle, draai die ding om. En ek draai die versoek om. En ek hoef nie die onmenslike ding te doen nie, want God is in beheer. Hy laat altyd liefde en geregtigheid geskied. Hy is altyd daar by jou. Maak nie saak in watse situasie jy ooit kom. Ek sê, ek wil net vandag vir julle sê, Here is daar.
Hy is daar as jy uitroep, as jy benoos, as jy nie meer weet waar om te gaan nie. God is daar en hy laat die regte ding altyd geskied en hy help jou altyd. God is groot, mense, ons moet net besef, hy is altyd daar in ons lewe. Hy is nooit ver van ons af. Dis baie keer vir my, dan sê ek, Here, hoe is dit dat jy so met my stap en dat jy hierdie dinge vir my doen, ek is nie ver. Dan sê jy mag miskien 'n stout kind wees, maar jy bly my kind. Jy is God se kind. Jy is my kind. Jy sal altyd my kind bly. En ek dank die Here daarvoor. Amen. Nou, dis verseker, die Here bly goed. Ek en jy dit nie maak nie, hy maak dit. En hy my getrou. Vir die wat my advertentiekie deur die week gesien het gesien, ons praat vandag oor die skerigste vers in die Bybel. Het jy al gaan lees in die Bybel, wat versie is vir jou die skerigste? Ons gaan nou daar kom, maar gaan dit nie weggee nie. Pastor, kan ek een sê, moet jou naaste lief hê soos jouself. Dis die rofste taal, maar dit is die bangste een. Maar dis 'n goeie een, dis reg. Maar ek gaan dit nie weggee nie. Ons gaan nou daarby kom. Ek gaan vir jou net so 'n bietjie agtergrond eers skep. Alraai. Stel jou voor, en as jy wil kan jy jou oë gou toemaak en jou hierdie voorstelling voorstel. Stel jou voor, jy staan voor Jesus vanoggend. Hier staan hy. Jy staan nie voor 'n mens nie. Jy staan voor die een wat jou lewe vir jou gegee het. Die een wat jou gemaak het. Die een wat jou lief het. Die een wat jou pad vir jou uitlei. Hier staan jy. Wat gaan jy gebruik om jou geloof en ekskuus die Engels vanoggend te justify? Wat gaan jy vanmôre gebruik as die Here by jou kom en sê, ken ek jou? Dink net bietjie daaroor. Ek gaan hom daar los dat jy hom so deur filter. As ons kyk in Matteus 5 tot en met Matteus 7, is hierdie Jesus se bergrede wat ons almal seker nou al baie goed ken. En in hierdie gedeelte sê hy baie goed. Maar hier na die einde toe, eindig hy met 'n ding, waaroor ons nou gaan gesels as ons daar kom. Maar hy eindig met iets wat eintlik gaan oor, nie alles wat reg lyk, is noodwendig reg nie. Alright? So Jesus kom hier en hy praat oor die smal weg en die breë weg. Matteus 5. Hy praat oor ware en valse profete. Hy praat oor goeie en slegte vrugte. En hy praat oor iets baie belangriks waar hy sê, moenie altyd net na die buitekant kyk nie. Kyk, as julle nou vanmôre na my buitekant kyk, het ek daar 'n mooi blou baadjie aan. Maar eintlik het ek 'n hart hier binne, wat aan Christus behoort, wat jy nie eers sien nie. So moenie altyd net kyk wat jy sien hier in die buitekant nie. Hier is dalk iets moois aan die binnekant. Ek dink nou 'n baie goeie voorbeeld, maar ek sal dit nou nie vanoggend gebruik nie. Dit gaan oor rugby. So ons gaan dit nou nie vanoggend gebruik nie. Nee, ja. Maar God sien wat werklik hier binne aan die gang is. Ouens, kan ek maar vanmôre dalk so 'n bietjie op jou tone trap. Die Bybel sê jy moet vir my lief bly. En die ander gedeelte sê jy moet my verdra. En die lekkerste gedeelte is die Bybel sê jy moet vir my bid. So as ek dalk vanmôre op jou tone trap, doen ek dit met liefde. En ek werk nou al so amper 2 weke aan hierdie woord en ek bly dit uitstel en ek sê Here asseblief nie net nog 'n week, net nog 'n week. En in hierdie week toe dit nou te sê Here, it's time. So asseblief ouens aanvaar dit soos die Here dit gee vanoggend, raai. En dan kom hy hier by Matteus 7 vers 21. En as jy saam my soontoe sal blaai, sal ek dit waardeer as jy jou Bybel saamgebring. En hier begin ons nou in die rigting beweeg van die skerigste teksvers
in die Bybel. En hoor wat sê hy vers 21. Hy sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Eina. Nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal saam met my in die koninkryk van die hemel ingaan. En weet u, wat vir my so tragies is, hierdie is in die bergpredikasie. Hy praat nie hier met mense wat God nie ken nie. Hy praat nie hier met mense wat nog nooit in 'n kerk was nie. Ok, wag, ons is in Matteus, so die kerklikers kom in Handeling. Hulle was nog nie in 'n kerk nie, maar hulle het Jesus lief. Kom ons maak dit so. Hierdie is mense wat Jesus se naam ken. Jesus het hulle al oor hulle lippe laat gaan. Onthou die vorige vers het hy gesê, nie almal wat sê Here, Here. Hulle het dit gespreek. En dan gaan hy aan, dan sê hy, baie sal in daardie dag. Nou hierdie woord wat my so bietjie stil staan as ek daarin lees, vers 22. Want baie sal in daardie dag. Dan kan ek jou vanmôre vra, die vraag is nie vanmôre, ken jy Jesus nie? Ek dink die vraag is vanmôre, ken Jesus jou? Ken Jesus my? Ken Jesus my omstandighede? En vandag dan wil ek vir jou kyk na die ergste waarskuwing wat Jesus ooit uitgespreek het. Die skerigste teksvers wat ek in 'n lang tyd raak gelees het. Hoor hom, in vers 23. En dan sal ek Jesus aan hulle sê, ek het jou nooit geken nie. Gaan weg van my. Eina. Hierdie ouens wat gesê het, Here, Here. Hierdie ouens wat gekom het en gesê het, Here, in U naam het ons wonderwerke gedoen. In U naam het ons duiwels uitgedryf. In U naam het ek sonnaandoggende gepreek. In U naam het ek woensdaagaande biduur gelei. In U naam was ek 'n musiekleier. In U naam het ek gaan by siekes bid in die hospitaal. In U naam het ek mense na U toe gelei. En as ons vanmôre voor hom staan, gaan hy dalk vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Gaan weg, ek ken jou nie. En kan ek vanmôre vir jou sê met eerlikheid, die probleem lê nie dat hierdie ouens niks gedoen het nie. Die probleem lê nie daarin dat hulle net agteroor gesit het en verwag het Jesus moet alles doen nie. Die probleem lê daarin dat hulle hom nie geken nie. Hulle het nog nooit hierdie hart met God gaan uitsorteer en gesê, Here, ek weet, ek is nie reg nie. My lewe getuig nie van die liefde van Christus nie. En soos ek sê, dis maklik om in die kerk te bid. Ons leer dit aan soos 'n rympie. Ek weet wanneer om my hande op te steek. Ek weet wanneer om te huil. Ek weet wanneer om te nies. Ek weet wanneer om die sakdoekie uit te haal. Ek weet wanneer om al hierdie goede te doen. Maar ek dink die belangrikheid is, ken ons God regtig? Of sit ons 'n show aan, terwyl die mense is en kyk daai groot Christen. Woep! En wanneer Jesus kom, gaan hy dalk vir jou sê, gaan weg, ek ken jou. Kan ek vanmôre vir jou vra, ken jy Jesus werklik? Of ken jy net die dinge van Jesus? Het jy al sy hart in jou lewe ervaar? Het jy al hom gaan stil raak? Het jy hom al aangeroep en gesê, Dad, ek kan nie meer nie. So jaar of wat terug, het ek in Marina deur 'n redelike ernstige ding gegaan in die bediening. Dan kan ek jou vanmôre mooi vra, jy wat dink dis lekker en lekker en lekker in die bediening, kom werk net so 'n week saam met my. Daar is lekker tye, ja verseker. Maar ouens, daar's tye wat jy by 'n oop graf moet stil staan. Daar's tye wat jy by die huis sit en hoor hoe die mense agter jou rug skinder. Ek weet ek het al die gesegde gebruik, when you're in the full-time ministry, you're getting used to be backstabbed.
Ons word gewoond daaraan. Maar weet jy wat maak seer? As jy omdraai en jy sien wie dit is. Want dit was gister die ou wat jou koffie aangebied het. Dit was gister die ou wat gesê het, "Jesus pastoor, go for it." En ek is seker daarvan, dis nie net met my nie. Ek is seker van jy gaan ook daardeur. Jy is seker daarvan, daar gaan tye kom wat jy ook sê, "Ja, my eie broer, my eie suster." Ken ons hom? Of ken ons net sy dinge? En terwyl ek en Belinda deur hierdie ding gaan, so 2,5 jaar terug, 2 jaar terug, vat ek haar hande so en ek sê, "Favorie, ek dink die lekkerste, nou. Want nie ek of jy gaan werk nie as ons nou bedank. Maar kom ons vat wat ons het, ons gaan nou vir 'n week lang vakansie en ons waai verder daaroor na die vakansie. Dis wat ek op 'n keer voel. En terwyl ons daar staan, ervaar ek in my hart en die Here vra, en dan? En dan? Want ouens, ek dink dit is tyd dat ons besef dat Jesus maak nie 'n fout nie. Ek en jy maak baie keer dom foute en dan blameer ons Jesus. Maar Jesus maak nie daai fout nie. En ek en jy moet verantwoordelikheid vat vir wat ons besluit. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Punt nommer 1. God soek 'n verhouding. Hy soek nie godsdienst nie. Hy soek nie tradisie nie. Hy soek nie 'n ding wat aangeplak is teen die muur en wanneer ons klaar is, ons skop hierdie plak onderin en sit hom af en dan het jy tog daai gevoel is daaroor. Hy soek nie net 'n maandag of 'n sondagoggend feeling. Ooh, holy. Maar 10 minute as ons by die huis is, dan vloek en skree ons op die kat, en ons kap die kar se ligstukke en dan vergeet ons wat ons in die huis van die Here was. En ons weet jy hoe maklik gebeur dit? Hoe maklik gebeur dit? Kan ek vir jou ietsie sê, en asseblief my nie met klippe gooi nie. En as jy doen, vat net daai softballs asseblief. Ek kry op seer. Waaroor het ons laas week gepraat in die diens? Wie kan onthou? Dis net 7 dae terug. Moet ek vir julle die video's te klip stuur? Jody? Maar God. En ons is nie 10 minute by die huis nie, my maal is hier, alles is hier, en obviously my foon is bedrywig en hulle is besig met kos maak, en ek gaan sit by die stoel, en nou lees ek al die boodskapies wat ek nou die oggend gemis het. En ek kry een boodskap wat my dadelik ontstel, dat ek my in 'n koma aanwip. En my pa sê nogals, relax net, ek sê, ek gaan hier jou aanspreek. Ek gaan nou nie uitbrei daarop nie. En dan gaan sit ons by die tafel, nou moet ons eet, maar nou is almal. Jy al gesien hoe dit raak op 'n stukkie piesang. Ek is glad nie lus vir piesang, nie vir piesang nie, maar En na die tyd, almal gou koffie, okay, ek gaan nou slaap, kom baie. En ek loop kamer toe, en ek gaan lê op die bed, en weet jy wat gebeur toe ek op die bed lê? Die Heilige Gees kom na hierdie ou, op as ek hierdie ronde ou toe. En hy vra my hierdie vraag, hoor mooi, hy vra my hierdie vraag, wat het jy 2 weke terug gedoen? En ek sê, Here, ek is nie by nie. Hy sê 2 weke terug, en dis regtig ouens, dis so dit in my hart is. Hy sê 2 weke terug, was jy op verlof? Ek sê ja. Hy sê, jy deur hierdie en hierdie? Ek sê nee, ek sê nou, hoekom raak jy nou kwaad? Dis dan presies dieselfde wat nou gebeur. Ons is vinnig om op ons perdjies te spring, maar ons dink nie. Weet jy, was dit hier, of was dit by een van die skole wat ek geopen het nie, wat ek vir gesê, dis belangrik dat ons brein en ons tonge connect voor ons praat. Want baie keer praat ons en as ons jammer, want die tong en die brein was nog nie connected nie. So die eerste punt is dan, God soek verhouding, nie net godsdienst nie. Kan ek jou uitnooi? Skerp jou verhouding met hom op, deur tyd te spandeer. Want my tweede punt is, 'n verhouding word net gebou, deur goeie tyd saam te spandeer. Ek onthou in COVID tyd, dan kom hulle net na COVID, dan kom hulle by my, en sê, Pastor, ons gaan nie meer kerk toe kom nie. En sê ek, maar hoekom? Nie eers, daar is soveel predikante op TV,
As hulle begin strooi praat, dan sit ons net die volgende op. Dit gaan eintlik lekker. Weet pastoor wat, ek hoef nie eens my slippers uit te trek nie. Sê ek, wil jy hoef nie jou slippers uit te trek, as die kerk kom op nie. Sit hulle net onder, ek wil hulle nie sien nie. Maar dit raak te gemaklik. En ek vra hom hier die vraag, ek sê vir hom, hoorie, baie respek. Maar as ek en Marinda mekaar net een keer 'n week vir 'n halfuur lank oor TV gesien het, sou ons verhouding gehou het. Baie moeilik. Baie moeilik. Maar wanneer ek daagliks by haar in die sitkamer sit en in die kombuis op die tafel lê, ek like dit soos Jandre daar onder die bank inkry, want ons het so afding. Hy gaan sit daar op die mat, dan chat hy sy maat terwyl sy kos maak. Ouers, wat kan ek vir jou sê? Dis verhouding bou. En ek en jy moet tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here om verhouding te kan bou. Geen verhouding kan groei sonder tyd nie. Ons leer mense baie en dan as jy nou vir oom Louis wil ken, sê net hallo, hy praat al die res. Maar dan kan jy net luister en jy sal hom leer ken. Jy moet hom net staar dan. Maar tog, terwyl jy luister, en ek skryf dit hier, ons leer mense deur met hulle te praat en te luister. Om tyd saam met hulle te spandeer. Hey Jan, wanneer gaan drink ek en jy koffie? Ek en jy moet 'n bietjie verhouding bou. Neil trek amper, so Neil, ek en jy moet gaan sommer by Spur eet. Jy weet, wanneer spandeer ons tyd om verhouding te kan bou? Dieselfde geld met ons verhouding met God, ouens. Ons moet tyd spandeer. Gebed is nie net 'n versoeklys nie, dis 'n gesprek met die almagtige God wat lewe. Ons staan nou die dag by 'n groep mense en een ou vra die ander, hoorie, sal jy vir ons open met gebed? Ja, dominee, dink ons is 'n dominee. Ons is 'n klomp, ons is seker 20-30 mans. Hierdie ou bid. Here, wees my 'n sondaar genadig en seën vanaand daarmee. Ek dink daar's niks meer fout nie. Maar as ek 'n verhouding gehad het, sou dit dalk anders geklink het. Dis soos in die oggend as ek in die bed opstaan en sê net vir Marinda, môre. Nog ek goed. Kry koffie nie. Dis verhouding. As jy tyd spandeer en 'n ou se hart hoor, kan ek vanmôre vir jou sê, God het 'n hart vir elkeen van ons. God het 'n hart en hy is so lief vir jou. Hierdie boek is nie net 'n boek met inligting in nie. Maar dis die boek wat die Here gebruik om met my en jou te praat. Hoeveel tyd spandeer ons aan? Ek vra 'n vraag, hoor mooi, ek sê, hoeveel tyd spandeer ek met God wanneer niemand my sien nie? Niemand. Hoeveel tyd spandeer ek wanneer niemand op my kan kyk nie? Terwyl almal by die werk is en ek alleen by die huis is. Terwyl dit so vroeg in die oggend is en die wifi sterk is en ek het 'n komputer. Kyk ek vir Raymond Lombard se Bybelstories of kyk ek ander goede. Wat doen ek wanneer ek alleen is? Wat ek wil vir jou sê om verhouding te bou, is 'n daaglikse vereiste. Is 'n daaglikse roetine. Punt nommer 3 sê ek, 'n verhouding met God vra gehoorsaamheid en reinheid. Jesus sê self in Johannes 14 vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. As jy my waarlik liefhet, sal jy doen wat ek jou vra om te doen. Ek sal gehoorsaam wees. Ek kan nie sê ek het 'n verhouding met God, maar doelbewus aanhou en bewustelike sonde doen nie. Ek weet nie vir wie probeer ons 'n rad draai nie, ouens, maar dit gaan nie werk nie. Ons kan nie verhouding bou terwyl ons besig is om doelbewus in sonde te lewe nie. Ek weet ons almal struikel en soos tannie Mara nou nog gesê het, ek is baie keer 'n stout kind van die Here, maar ek bly 'n kind van die Here. Ek gebruik baie voorbeeld as Jandre my kar steel, veral nou dat hy begin rondry. En hy stamp omdat hy lyk soos 'n Uno. Nou is hy nie miskien nie my kind nie. Hy's nou 'n verdomde stout kind, ja, maar hy bly my kind. Sy pa het hom so geleer en hy kom uit my uit, ek moet seker maar happy wees. En ek en jy kan met vrymoedigheid na God toe gaan en vir hom sê, Here, ek het aangejaag. Vergewe my. Dan kom die woord so mooi, hy sê, ek is getrou en regverdig om jou te vergewe.
Dit is nie lekker om te weet nie. Hy vergewe ons net. En ons almal het genade nodig en die Bybel kom of die Heilige Gees kom en oortuig ons van sonde en ongeregtigheid. En nou wil ek vir jou sê wanneer hoe sê mense nou, die popo die fan straai, daar is die regte woord. Die Afrikaans is so mooi. Wanneer die popo die fan straai, moet ons nie van God af wegvlug nie. Ons moet juis na hom toe hardloop, in sy arms in hardloop, om sy genade te kan ontvang. Sy vergifnis te kan ontvang. En hier is die mooie, om sy nuwe lewe te kan ontvang. Nou as ek en jy hoef nie meer aan te gaan, soos varkies wat in die modder speel. Ons is skoongewaste kinders van die Here. En hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 9, ek dink jy moet hom ken, die wonders kom begin, sal jou klaarmaak. Hoor wat sê, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons net van sommige ongeregtighede te reinig. Van alle ongeregtigheid. Dan kom Romeine 8 vers 1. En wat sê in Romeine 8 vers 1? Daar is dan nou geen verdere oordeel vir hom wat in Jesus Christus is nie. Okay, hoor gou hierdie ene. En as jy my nou wil gooi met klippe, sal ek dit vat, maar gebruik net die sortels. Hoekom lyk ons partykeer veroordeeld? Ons stap by 'n kerk in. Môre. Gaan dit goed? Ja. Was die Here ook? Ja, hy was. En jy ook sien hoe lyk party Christene op 'n Woensdag? Terus jou daarom nie so sleg soos op 'n Donderdag. Vrydag begin hulle daarom al die smile, want hulle kan amper môre is dit af. Jy weet? Ons kan elke dag in God se vergifnis lewe. En ons kan dit uitstraal en ons kan opgewonde wees. Maar die God wat ons aanbid, lewe. Ek lees nou die dag 'n dingetjie raak en ek wil dit vir jou gee. Hoor mooi. God wys nie ons sonde uit om ons te vernietig nie. Hoor mooi. God wys nie jou sonde uit om jou te vernietig nie. Hy wys dit uit sodat hy jou kan herstel, kan reinig en kan heilig. Want God se plan, wat sê Johannes 10 vers 10 die B-gedeelte? Sy plan is dat jy sal lewe in oorvloed. En nie met al hierdie goed van die wêreld agter jou sal aansleep nie. Punt nommer 4. Moenie God se werk vervang met sy teenwoordigheid nie. Eina. Baie keer dink ons werk so mooi vir die Here en alles loop so stroop en meantime dan sê die Here, gaan weg van my. Ek ken jou nie. Openbaring 2 kom Johannes en hy praat van die gemeente in Efese. In Openbaring 2 praat hy van die gemeente in Efese en hulle het hard gewerk. Hulle het werk gehad. Hulle het die werk volhard in. Hulle het die regte ding gedoen. Hulle het hulle beste gedoen. Maar hoor nou kom Jesus by hulle en hy skryf vir hulle, ek het dit teen jou. Dat jy jou eerste liefde verlaat het. Ouens, mag ons gemeente uitstaan vir 'n gemeente wat God eerste lief het. Mag ons gemeente uitstaan as 'n gemeente wat mekaar lief het. Mag ons gemeente uitstaan as 'n gemeente wat vir mekaar omgee, en of jy nou nie is en of jy nou lank hier is, mekaar voorwaardelik sal dra in hierdie tyd. Maar eerste, dat ons vir God sal lief wees. Want hierdie gemeente kom en hulle het nog steeds hulle werk gehad. Hulle het nog steeds alles gedoen wat die Here sê hulle moet doen, maar hulle het hulle liefde vir die Here verloor. En ons kan maar sien hoe gebeur dit in ons eie lewens.
Want ons kan baie keer so besig raak met die kerk. Daai pastoor. As hy my bel, soek hy net iets om te doen. Wie gaan die vuil goed kom haal? Wie gaan die bome sny? Wie gaan komtafels dek? Wie gaan kom? Dis al wat daai pastoor soek. Dis net kerk. En dan my nog as niemand kom dag by die biduur nie. Die kerk hou ons besig. Ons praat nie nou van hier nie, ons praat van die buite. Die ander dorp. Ons raak so betrokke in ons eie bedieninge. Ons raak so betrokke in ons werk, mense, programme, ons eie verantwoordelikheid dat ons vergeet ons liefde teenoor God. Ons sit hom so op die agterkant. Ons vergeet hoekom ons eintlik al hierdie werk doen. Daar's 'n gesegde wat sê, en ek het hom nooit nou die dag lekker oor gelag. Ons is so besig met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge vergeet. En die gevaar is dat ons so besig raak om vir God te werk, dat ons vergeet om tyd saam met hom te spandeer. Vergeet om saam met hom in die tuin te gaan loop. Vergeet om saam met hom net stil te raak. Moenie net vir Jesus werk nie. Wandel saam met hom en sien dan die sukses. En ek wil afsluit vanmôre met die laaste punt, en dit is as jy my kan kom speel. En punt nommer 5 is 'n baie ernstige uitnodiging. Is 'n baie ernstige vermaaning. Maar tog is dit so opbouend. Punt nommer 5 sê, jy het nog vandag om te kom regmaak. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan ervaar ons so, dit is so negatief. Hoe kan Jesus vir my sê, gaan weg, hy het my nog nooit geken nie. Maar eintlik is dit 'n baie positiewe waarskuwing wat Jesus ons gee. Want hy waarsku ons terwyl ons nog tyd het om te kan regmaak. Die kruis bewys dat God se plan was dat ek en jy die hemel sal maak. God se hart was dat nie een weggedwaal sal wees nie. Vat maar die verlore seun. Toe hy daar tussen die varke sit en hy daai kos eet en hy besef, ek het 'n pa wat vir my meer omgee. En hy opstaan en hy terugloop na sy pa toe. Het sy pa nie op die stoep gesit en vir hom gewag en vir hom gesê, I told you so. Toe daai seun dit besef, vandag is die dag wat ek nog het om reg te maak, het sy pa uitgehardloop na hom toe met oop arms, hom omvou en gesê, welkom tuis. Dis vir jou nuwe ring, dis vir jou nuwe skoene. Slag hy skaap. Hy's terug. En voel God vanmôre so oor jou ook. Jy sê dalk vanmôre, Here, in U naam het ek gepreek, in U naam het ek gesing, in U naam het ek mense vertel van U. En jy ervaar net hoe die Here sê, ken jy nie, ga weg van my af. Miskien sit jy vanoggend hier en sit jy elke Sondag hier, jy het nie opgehou om kerk toe te kom nie. Maar omstandighede het gemaak dat jou hart nie meer by God is. Omstandighede het gemaak dat jy nie meer jou volle vertroue in hom het nie. En miskien is daar vanmôre sonde wat jy moet bely. Miskien moet jy vanmôre sê, Here, ek het my eerste liefde verloor. Miskien het jy God se stem net lanklaas in jou lewe gehoor en jy weet nie meer of jy op die regte plek is nie. Miskien moet jy vanmôre net sê, net jou oë toemaak, Here, ek wil naby U wees. Ek wil die stem kan hoor. Here, ek wil ervaar hoe U my net nader roep en weer deel maak van die familie. Want ek dink die uitnodiging vanoggend is baie eenvoudig.
Kom terug huis toe. Kom terug huis toe. Jou pa sit op die stoep en wag. Kom maak reg met God. Kom lê jou sonde af. Kom vra vergifnis. Kom kry dat God jou weer herstel. Kom herstel jou verhouding weer met God. Want ek dink die belangrikste vraag aan die einde van ons lewe sal wees, of dalk nie wees, stel dit so, hoeveel het ek vir God gedoen nie? Ek dink die belangrike vraag gaan wees, ken God my? Ken hy my ins en my outs? En ken ek hom? En dan gaan hiermee is my laaste gedagte, dan sluit ek af. En ek bid dat die Heilige Gees nou sal begin werk. Mense sal oortuig van sonde en ongeregtigheid. Ek ervaar dit in my hart, die Here sê, moenie vir God jou lewe bou nie. Bou saam met God jou lewe. Moenie net sy hand soek nie, soek sy hart. Soek sy aangesig. Moenie wees iemand wat net die naam Jesus ken nie. Maar ken hom as jou verlosser en saligmaker. En as die Heilige Gees nou met jou praat en jy jou hart aanraak, sê die woord van die Here, moenie jou hart verhard nie. Jesaja sê dit so mooi, sê kom nou, laat ons die saak uitmaak. En as daar so iemand is wat die uitnodiging weer wil hoor, kom huis toe. Die Here sê vanmôre, kom huis toe. En moenie vanmôre skaam wees en dink, jy's pastoor, ek sit al 20 jaar in die kerk, en wat gaan die mense dink nie? Onthou wat ek gesê het aan die begin, hy wat gesê het, Here, Here, hy wat in my naam duiwels uitgedryf het en mense genees het, Jesus gaan jou antwoord, gaan weg van my, ek ken jou nie, as jy nie 'n ware verhouding met hom het nie. So ek gaan vra dat elke hoof gesluit is, gebuig is en elke oog gesluit is. As daar so iemand is wat vanmôre net wil sê, ek wil huis toe. Ek wil my saak met die Here kom uitsorteer. Wil ek jou vra om hier voor vir my te staan. Maar ek gaan dit nie lang uittrek nie, ek gaan nie 'n lang storie daarvan maak nie. Ek weet die Heilige Gees het dit op my hart gelê en wat gesê is gesê. Dis nou jou verantwoordelikheid.